Goeiemôre, dit is dan lesing 12 vanmôre op die 14de November 2025. Nog steeds oor ons gemeente geskiedenis, dogter van Sion, restaureerders van die skrifte. Die restaurasie van die skrifte het al baie vroeg begin, toe ons al die foute in die skrif geïdentifiseer het, maar net notas gemaak het. Al van 1992 af was ons so bevoorreg om 'n man te gehad het, wat ek dink sy punte staan nou nog in die Potch Semitiese tale afdeling en rekord, waar hy die hoogste punte nog ooit gekry het. En hy het by ons aangesluit en hy het ons ontsettend baie geleer van die Hebreëus wat verkeerd wanvertaal is na Afrikaans toe. En so het dit dan in 1998 gelei tot die boek van herinnering se vorming en daarna al die ander geskrifte wat ons het, wat ons vertaal, en ons is nog steeds vandag besig om te vertaal. Ek is besig, Johan Nel is besig, as sekerlik nog mense wat besig is. So ons is heeltyd besig met restaurasie. En prys Vader daarvoor, dat dit 'n plek gevind het op hierdie aarde waar ons die suurdeeg kan uitwan uit ons skrif. Want die skrif is die belangrikste bousteen vir jou ewige lewe. Sonder die woord kan ons nie die hemel bereik nie. Hoe gaan jy dit doen? Nou ja, ons praat nou van die fisiese trek uit die moderne Egipte. Ons is nou in die moderne Egipte. Dit is die wêreldse stelsel waarin ons is. Soos ons gister in Micha gelees het, gebore in Babylon. Of Babylon is Grieks en Babel is Hebreëus. Dis hoekom die boek van herinnering maar by Babel bly, omdat ons altyd die Hebreëus voorkeur gegee het. Maar julle ken dit meer as Babylon. Babylon is 'n plek in Irak, dink ek, of is dit in Iran? Dit is in Irak. Teen die Efraat rivier. Dit was die destydse setel van al die bose. Maar vandag is Babylon reg oor die wêreld en dit is die stelsel, die wêreldstelsel, die mag, noem dit maar wat jy wil, die kabaal, die wêreldmag, die Illuminati, of wat ook al jy wil noem. Dit is 'n mag wat direk deur Satan beheer word. En dit bestaan uit 3 groot pilare. Die geestelike pilaar, naamlik die kerk, waar die Rooms-Katolieke kerk aan die hoof staan, en dan 'n finansiële pilaar, wat al die geld beheer in die wêreld, en dan 'n politieke pilaar, waarin alle mag uitgevoer word op hierdie aarde. Alle oorloë, alle oornames, en alles wat die mens vandag reguleer in sy lewe. Dit alles saam is Babylon. Die geheimsinnige een, of die verborge een, praat Openbaring van. Want niemand weet werklik wat agter die skerms gebeur nie. Alhoewel nou aan die eindtyd, volgens die profesie in Daniël 12, word die kennis nou vir ons gegee. En enige iemand wat soek, sal agterkom dat ons in 'n absolute illusie leef. En die enigste een wat nie 'n illusie is nie, aan wie ons kan vashou, is Yeshua. Ons lees verder. Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar groepe en individue sal wees, wat tans, Desember 2025, wel dit is nou 'n bietjie vorentoe, 'n maand van nou af, in Suid-Afrika is en wat in verskillende stadiums van trek in die gees is. Party is nog in Egipte in die gees, maar op pad Migdol na die koningsorde toe. Ander het al daar aangekom en ander is alreeds Migdol. Migdol is die geestestoestand van die siel, wat nou met Yeshua die skaapstoring innerlik verbind het en gereinig, en hakies die woestyn toestand, moet word vir 'n tydperk. Onthou, ek herinner julle terug dat die oorspronklike Migdol net voor die Rooi See was, die volk deur die Rooi See getrek het,
wat jou eerste toestand van verandering van Egiptiese geestestoestand na die woestyntoestand, na 'n toestand van waarin jy nou ernstig alles aflê wat vir jou lekker was en verkeerd was en nou by Joshua uitkom. Nie soos die volk by die berg Sinai nie, maar nou by Joshua by die berg Sion wat in ons is. Dis 'n innerlike berg. En Hebreërs 12 verduidelik dit mooi. Daarna is daar nog 'n trek in die gees, naamlik die trek vanuit die geestelike woestyn deur die Jordaanrivier na die hemelse Kanaan toe. Onthou, die fisiese trek was net 'n teebeeld van die hemelse trek. Dit vind ook binne in jou plaas, wat die finale hemelse geestestoestand voorstel, waar die wedergebore mens homself in 'n toestand sal bevind, waar hy terselfdertyd in die vlees sy liggaam sal wees, sowel as in sy geestesliggaam, waarin hy sal vertoef, vry van materie, tyd en ruimte. Dit is wat Joshua beloof vir sy bruid aan die eindtyd. 'n Toestand waar jy gelyktydig in die vlees is en in die gees. Of op aarde, maar ook in die hemele. Dit klink baie ver gesog, maar dit is so beloof as jy die skrifte baie fyn lees vanuit die liefde uit. Want hy moet dit doen, want die bruid gaan die sentrum wees van waar sy evangelie vandaan verkondig gaan word, waar alle wonderwerke gedoen gaan word, en hierdie bruid gaan groei. Daar gaan eerstelinge wees. Eersteling sê presies wat dit is, dis die eerste mense, en dan word daar meer en meer mense ingetrek in die bruidstoestand in. Meer en meer mense gaan oor van vleeswesens na geesteswesens toe. Maar niemand sal dit weet nie, behalwe die binnekring van die bruid. Vir hulle buite sal hulle dit nie agterkom nie. Jy sal nog steeds jou gebreke hê wat jy het nou in die vlees. Maar dit is noodsaaklik dat die mense nie tot 'n oordeel gebring word. Maar die magte en die kragte van die hemele sal deur hierdie mense na die aarde toe gebring word. Daar sal ongelooflike predikinge wees, getuienisse van Joshua, genesings, ander wonderwerke. Alhoewel Joshua sê die wonderwerke moet so 'n bietjie op die agtergrond wees of in die verborgenheid plaasvind. Maar die verkondiging van die waarheid sal 'n kenmerk wees van hierdie bruid, omdat hulle nou direk in die hemelse sweer is met hulle gees en die direkte waarheid so onverbloemd kan gee. Dit is wat vir ons voorlê. Dit is die wegruk, Openbaring 12, waar hy sê, die wegruk van die kind na Elohim se troon. Ons het dit gister gelees. Wat binne in jou sal plaasvind, sodra jy alle vleeslikheid oorwin het. Ons praat van die verkeerde vleeslikheid. Ons moet nog in hierdie liggame wees, maar ons moet die sonde oorwin. Hierdie plek is ook in die hart geïdentifiseer en word genoem Gilgal. Die plek waar Joshua laar opgeslaan het, voordat hy Jerigo se mure laat val het, en ook die Vader ontmoet het. Ook hierdie plek het Vader in die materie opgerig, met 'n wonderbaarlike direkte openbaring, gevolg met talle bevestigingsopenbarings. Ons sal later daarby kom. Toe hierdie boek aanvanklik geskryf was in 2007, het ons nog geen benul gehad van Gilgal nie. Maar ek het dit hier ingevoeg, dat die Migdol toestand van die siel, is nie die finale toestand gewees nie. Ons het nie geweet wat voorlê nie. Ons het gedink dis finaal. Maar nou kan ons terugkyk en sien, maar nee,
dit is nie. Ons sal in volgende lesings daarby uitkom, nou eers hierdie klaarmaak. Hoe gaan hierdie eerste versameling by die Sionsberg of Migdol georden kan plaasvind, indien dit nie ook fisies by 'n versamelpunt gaan plaasvind nie? Ons beweeg in 'n tydvak in, nadat die geweldige natuurkatastrofe plaasgevind het, waar alle kommunikasie en verbinding tot niet sal wees. Paaie sal onbegaanbaar en gevaarlik wees. Telekommunikasie sal nie bestaan nie. Die oorblywende mense sal verward rondhardloop en oorlewingsmiddele soek. Hoe gaan hierdie versameling dan plaasvind? En waar gaan almal bymekaar kom? In die gees weet ons nou dat ons by Migdol, Yahweh-Shua sal bymekaar kom. Yahweh-Shua, die Hebreëse naam, Yahshua, die Arameese naam wat ons nou meer algemeen gebruik. Oftewel, dat ons hom in ons harte moet hê. En vir die nuwe mense, dis niemand anderste as Jesus Christus nie. Die ware Jesus, die ware Yahshua, nie die een wat vandag deur die kerke verkondig word algemeen nie. Maar wat van die fisiese? Hoe gaan mense in verwoeste stede, pestsiektes, aardbewings en tsunamies, met skreeuwende malhordes barbare met pangas om hulle, nou regkom, met Migdol in hulle harte alleenlik? Daar sal 'n trek moet plaasvind. Migdol in die hart stel die eerste Pasga voor, waar slegs diegene met die bloed van die lam aan die deurposte van hulle harte gekies sal word. Anders gestel, beskerm sal word om na die eerste stop voor die Rooi See, naamlik die fisiese Migdol, te gaan. Hiervoor het ons die volgende interessante profesie ontvang van ons wonderlike Yahweh-Shua self. Nou gaan ons terug na die jaar 2007 en ons begin kyk na profesie van verskillende mense wat hierdie leidrade wat ek nou in die afgelope 11 lesings vir julle gebring het, wat dit bevestig. En die eerste boodskap is uit die boek Maak en Breek deur Louise Snyders. Dit was haar eerste boek in die jaar 2007 geskryf en sy was nog getroud met Johannes Snyders. Dit was nog voor die herberg toestand. Die herberg het eers in 2008 plaasgevind. Dit was net nadat ons die vorige profetes wat begin boodskappe kry het, Judith de Beer, en wat na hierdie boodskappe gesê het, dit mag nie op die nuwe Openbaring webwerf kom nie. Toe sê ek, jammer, maar ek het die nuwe Openbaring webwerf vir al sy kinders in hierdie volk gemaak. En hierdie was haar eerste boek. Ek haal nie die hele hoofstuk aan nie, dit gaan oor oom Siener van Rensburg en generaal Koos Delary, maar hulle in die einde van hierdie profesie kry hulle 'n boodskap ongeveer 120 jaar gelede. Die volgende boodskap dan aan Koos Delary, en Vader spreek deur Louise: gaan met 10 man te perd na die noordweste en wag daar op my woord. Hy, dis Koos Delary, het dadelik gegaan en my boodskap sorgvuldig uitgevoer. Daarin lê die gehoorsaamheid, dat 'n knegt my woord uitvoer. Daar aangekom, het hulle afgesaal en op my woord gewag. Ek het weer my knegt, Siener van Rensburg, na hom gestuur met die volgende woorde: rig vir my 'n pilaar op ter bevryding van jou volk. Ek sal jou volk gedenk in die volgende geslagte wat sal kom, want hulle is my uitverkorenes. Die pilaar staan vandag nog en is te sien by Migdol, wat beteken skaapstoring. Alles nog Vader se woorde. My volk, ek het julle lief, maar julle gedenk my nie.
Daar is 'n geringe oorblyfsel onder julle wat my aangesig soek. Sorg dat julle my vind, want ek is die Alfa en Omega. Amen. En dit is toe so dat daar is 'n klein oorblyfsel in die volk wat vir Yeshua soek. En Yeshua alleen. En ons het in die vorige lesing gesien hoe ons moet wees soos Miriam die Migdaliet, wat haar oë nie van hom afwend nie, wat sy kleed vasgryp en met trane sy kleed en sy voete nat maak, van liefde en dankbaarheid dat hy haar gered het. En dit is hoe ons oorblyfsel moet wees. Volgende is my eie woorde. So het ons Vader dan wel 'n merker in die materie opgerig, as afbeelding van die innerlike Migdol-toring, wat nou aan die eindtyd in ons harte opgerig moet wees, ter bevryding van ons volk in die laaste geslagte. En hierdie fisiese toring is by Migdol in Wes-Transvaal, tussen Delareyville en Schweizer-Ryneke. Ons by die dogter van Sion was vreeslik opgewonde oor hierdie boodskap en het dadelik daarheen gereis om meer oor hierdie toring te wete te kom. Ons was nuuskierig. Ons eerste besoek, wat 'n paar ure was, waar ek ook by was, het niks opgelewer nie. Selfs die ou inwoners het geen kennis gedra hiervan nie. Daarna is 'n tweede ekspedisie gestuur van 8 mense, wat gedeeltes gefynkam het aan die Hartsrivier, waar die ou transportroete deur die rivier gekom het. Jy kon nog daai roete sien. Ook te vergeefs. Hier is ons Vader se boodskappe in verband met die pilaar op Migdol, sowel as sy antwoord op ons vrugtelose en eiesinnige soektogte. Ek plaas dit vir u, omdat ek weet dat u ook soos ons nuuskierig is. Dit is maar die aard van die mens. Soek eers met sy eie krag en wil, en raadpleeg nie die gewer en openbaarder van alle geheimenisse nie. Ons het maar sommer net sin toe gery, gedink ons gaan hom nou kry, die pilaar. Maar, omdat julle nou al reeds saam met my op pad met hierdie goed loop, is die pilaar innerlik. En ons het nog baie uiterlik daarna gekyk. Ons weet dat dit 'n teebeeld is van iets wat innerlik gaan kom. Maar die fisiese plek en oprigting van hierdie pilaar is eintlik geensins belangrik. En dit het ons nou uitgevind tot ons spyt en 'n klompie koste wat ons aangegaan het. Nog boodskappe van Louise Snyders in 2007 op 10 Oktober. In hakies vergelyk met hoofstuk 1 van Maak en Breek, die stuk wat ons nou gelees het, wat ek 'n week later ontvang het. Soos 'n klavier se note verband hou met 'n kitaar, so hou my woord verband met 'n pilaar. 'n Pilaar wat 'n noot bevry. So gedenk my en jy sal aan die lewe bly. As jy hierdie woorde met jou gees lees, sien jy maar die pilaar wat ons in nood bevry is Yeshua. En hy sê gedenk my, maar ons het dit nie so raak gesien dadelik nie. Hierdie pilaar is eerstens Yeshua as die ware Migdol of skaapstoring. Tweedens die te opgerigte Melchisedek orde as die klein Migdol en derdens die innerlike plek Migdol in die hart, waar alles wat geprofeteer is, sal plaasvind. Hierdie eindtyd verlossing gaan plaasvind in elke mens. Yeshua kom nie met sigbare tekens nie. Hy sê, ek kom innerlik. Sê, julle kan verniet kyk, julle sal my nie sien nie. Hy kom nie in die wolke, soos die mense daai profesie uitlei nie. Wolke beteken verborgenheid. Net so was op Sinaï hier wolke gewees, wat die goddelike gees van die Vader bedek het in die dag, en 'n vuurkolom wat dit bedek het in die nag. En so kom Yeshua in die verborgenheid. Terug by die tabernakel was die allerheiligste afgeseël vir die hele volk.
En daarin het die goddelike gees gebrand. En dit was 'n bonatuurlike brand, dit was nie aangesteek met aardse materie nie. Maar dit was afgeseël, dit was in die verborgenheid van die tabernakel. So, Joshua kom in die verborgenheid in die harte van die wat hom liefhet en gehoorsaam is. Uittreksel uit die woord van Vader nog van Louise op 10 November 2007. Wees daarom nie meer bevrees nie, want daar is belangriker dinge om te doen as om bekommerd te wees oor iets wat julle nie kan verander nie. Vertrou net op my, en ek sal julle uitred, en hy sal saam met julle daar by die pilaar vergaar, waar julle my sal sien, en julle sal my dien, en 'n heilige gereinigde volk wees. Ek is nou nie so seker wie die hy is nie, ek vermoed, ek het nou nie die hele profesie gehad nie, ek vermoed hy verwys hier na Elia toe. Hier bevestig Vader weer 'n volksversameling. Hier sê 'n heilige gereinigde volk. Te Migdol, waar selfs die voorheen gestorwe kinders teenwoordig sal wees. En as 'n gereinigde en apart gestelde volk. Die eindtyd verlossing vind plaas deur 'n volk en nie deur 'n kerk nie. Want watter een van die 38.000 kerke moet hy nou kies? Maar hy het 'n volk gekies 2000 jaar gelede om na toe te kom, en hy verduidelik ons in die nuwe openbaring waarom na daai volk. En nou het hy 'n volk gekies aan die eindtyd waarheen hy kom, en hy verduidelik dit, en ek het dit gelees in boek 8 van die groot Johannes Evangelie. Hy sê dit sal die volk wees, die laaste volk op aarde van Israel, wat nog 'n verbinding met my in die hemel het. En dit is niks anderste as die gelofte wat lewend gehou word deur 'n klein oorblyfsel nie. En dis na hulle toe wat hy kom. En in een boek van Lorber, ook gedikteer deur Vader aan Jacob Lorber, die boek se naam is die 12 ure, sê hy dat in Afrika suid sal 'n plek wees wat met berge omring is, waar 'n klein oorblyfsel nog steeds die verbinding met hom sal hê. Maar hy sê ook, deur goud se ontdekking sal hierdie volk bykans heeltemal vernietig word. Nou ons is so 'n volk, feitelik rondom ons is berge, jy kan maar gaan kyk die Drakensberge in die suide, en wat is die berge daar by Louis Trichardt? Die Waterberge is hier op, en dan aan die ander kant verder is dit die Gaapse berge, en dan is dit daai berge van Louis Trichardt. Ek het daar gebly, maar ek dink dit is 'n ander naam, maar kom ons bly by die Wolkberge. Dit is eintlik die Drakensberg wat reg omgaan tot daar. En ons is binne in hierdie beskerming. Interessant, die Drakensberge. Ons het nou heeltyd gepraat dat ons oor die Satan moet klim. Ons moet hom oorwin. En dit is wat die eerste groot trek was, is die oorwinning oor die draak. En toe hulle aan die voet van die Drakensberge kom, na 'n paar gebeurtenisse het die gelofte afgelê en die oorwinning oor die Zulus bereik. Amper 'n soortgelyke ding as wat dit met die Israeliete gebeur het. Op donderdag 22 November 2007 kry sy hierdie gedig: Het jy my weg gevind? Jy het jou berou en geheel aan my vertrou. Ek sal jou bou tot 'n sterk pilaar in my ryk. So streef na my, ek sal jou verbly en jy sal my liefde voel. Julle lyding het altyd 'n doel. So hier kom dit nou sterk deur dat die Migdol pilaar, wat nou in die Ou Testament van gepraat word net voor die Rooi See, dat ons onsself tot so 'n pilaar gaan bou, met Joshua as skaapstoring of pilaar in ons.
Nou is dit interessant dat die belofte vir die gemeente van Philadelphia in Openbaring 3 vers 6 tot 12 sê Vader, ek sal jou maak 'n pilaar in my tempel. En dit is 'n ondersteuning. En ek kan nie anders as om dit by te bring by hierdie boodskappe nie. Wat plaasvind by die gemeente van broederliefde. Nog steeds weer maak en breek, hoofstuk 42. Wees daarom gewaarsku, die dag van oordeel kom nader. Trou moet myne by my kom vergader. Daarom maak ek almal wakker, sodat julle by my moet kom skaar, want ek het julle lief, en wil geen een laat verlore gaan nie, en roep julle tot my Vader bors, waar ek julle styf wil vashou, terwyl die winde buite waai, en die barbare skare hulle as 'n gaai swai. Kom na my toe, roep ek weer, sodat ek my oor julle kan ontferm, en julle na veiligheid kan bring, waar julle vir my sal sing, en wees nie besorg oor die pilaar nie, want hy is daar, net soos ek daar is, en julle my nie sien nie, en tog is hy daar. Saam sal ek julle by die pilaar vergaar, net soos ek julle by my voete vergaar. Nou dat ek dit met, die Engelse woord is hindsight, wat is dit in Afrikaans? Terugbeskouing lees. Kan ons nie glo dat ons so blind was nie, want hier sê hy, julle kan nie die pilaar sien nie, en julle kan my ook nie sien nie. Tog is ek daar, tog is ek die pilaar, dis wat ek nou hier uitkry. Dit sal 'n dag wees van buitengewone vreugde, want julle sal my kan sien, en in julle midde sal ek wandel. Soos 'n broer tussen julle rondloop, sal ek tussen julle wees en julle sal julle verbly. Maar, en 'n groot maar, julle moet julle gewillig en nou na my keer, en by my moet julle kom skuil, en niemand wat in my kring kom staan, sal eers weet van die dreigende gevaar nie, want ek, Yeshua, sal julle besig hou met lofliedere in julle hart. Ja, groot sal wees die wêreld se smart in hulle aanskouing van die dood, en hulle sal spyt wees dat hulle nie ag gegee het op my waarskuwings en uitnodiging nie. Vrees nie die nag van die lang messe nie. Dis mos nou die Uhuru nag, wat die swartes heeltyd van praat. Ek is gereed met my hele engele skaar, en soos krygers wag ons, om te vergeld julle verdrukkers wat hulle op julle wil wreek. Dit sal 'n slag wees wat hulle nooit sal vergeet nie, en die wat oorbly sal geslagte daarna nog van die groot gees van verskrikking praat, en nooit weer sal hulle hand teen julle lig om julle te skaad nie, uit ontzag vir my. Dit spreek ek, die almagtige El, God van hemel en aarde, en niemand sal my woorde verander of uitspoeg as ek hulle dit ingegee het nie. So 'n pragtige boodskap dat as ons by Yeshua skuil, as ons 'n pilaar oprig in ons, die pilaar toring se naam is Yeshua, dan sal hy ons beskerm teen al hierdie vyande daar buite. En in die skrif is 'n voorbeeld waar 'n engel in een nag, was dit 145.000 doodgeslaan het. Onthou, daar is nie 'n einde aan die miljoene en biljoene engele tot sy beskikking nie. So, hierdie ou klompie wat hier is, wat hulle so galbraak teen ons en skreeu en sê, kill the boer, kill the farmer, en al die goed, sal in 'n oogwink, sal hulle die grootste gees van verskrikking oor hulle sien opkom. Maar die engele mag nie intree as ons vrye wil dit nie vra nie. Hulle kan nie sommer net inkom en nou intree nie, want dit wat ons nou oor ons het ons voorouers en ons wat ouer is gevra.
deur ons leiers, wat vir leiers geword het, ja. Maar, as Vader die dag sy barmhartigheid oor ons laat kom en sê tot hiertoe en nie verder nie, dan mag die engele optree. En dan sal ons weer 'n slag van bloedrivier sien, hierdie keer net duisende male groter. En Omsiener van Rensburg sê, ons sal weer laar opslaan, maar nie soos by bloedrivier nie. En deur al die boodskappe wat ons nou al het, weet ons dat die laar wat ons nou moet inkom, is die laar van liefde vir Yeshua en liefde vir die naaste. En as ons daarmee besig is ons in die laar. En daar is nou tasbare talle bevestigings dat ons in daardie laar is, wat ons vorentoe sal behandel. So hier is al reeds 'n leidraad dat hy vir ons gaan optree. Ek dink in die skrif staan, wees stil en kyk hoe ek julle verlossing bewerk. Weer maak en breek, hoofstuk 48. Wees daarvan verseker dat ek wel jou gebed hoor, maar dit eers 'n bietjie later sal beantwoord, indien dit nodig is. As dit dringend is, en ek weet wanneer dit dringend is, sal ek jou dadelik beantwoord. Neem die voorbeeld van die pilaar. Ek weet waarom hy nie die eerste keer gevind is nie. Ek weet waarom ek die pilaar vir julle oë gesluit hou. En julle moet daarby berus, dat ek die pilaar aan julle sal wys op die regte tyd. Julle weet nie wat in die wêreld om julle aangaan nie, maar ek weet. En daarom sal ek Yeshua ook julle gebede in verband met die pilaar beantwoord op die regte tyd. En julle sal my loof, omdat my besluite wonderbaar is, en julle sal nie kan glo, dat julle die pilaar nie met die eerste soektog gevind het nie. Dinge sal wel duidelik aan julle gemaak word. Vrees nie die bose nie, want hulle kan aan julle niks maak, as julle by my kom skuil nie. Hier is weer die pilaar, Yeshua. Dit is my woorde wat nooit vergaan nie. Skuil onder die vleuels van my woorde, sodat ek julle met my liefde en vrede kan oordek, en niemand, ek herhaal, niemand sal julle skade aandoen nie. My woorde is verseker en gewis, en gaan nooit verby, sonder dat julle dit sal sien en daarvan kan oortuig nie, of daarvan kan getuig nie. Dit is my woorde, amen. Nou, iets interessants dat hy tot vandag toe, en dit is 2007, soos amper 18 jaar later, nog nie vir ons die fisiese pilaar gewys het nie. Maar almal van ons is nou oortuig waar die geestelike pilaar is, en dit is Yeshua. Dit is jou siel wat met hom verenig, in 'n toestand wat ons kan vergelyk met die toestand in die woestyn, waar die volk met Vader moes verenig en gehoorsaam wees. So al hierdie dinge het hy nou vir ons gewys, maar innerlik. Want, dink vir jouself, kom ons sê, ons kry nou die pilaar, haal hy daar op 'n ander ou se grond, langs die Hartsrivier, daar by die Biegdom. Nou, so wat? Wat nou? Ons gaan tog nie almal so toe trek nie. Want daar is maar 'n plek waar jy moeilik oorleef, is droog. So, dit moet meer wees. En as ons die goed nou lees, terugskouing, sien ons het dit nie gevind nie, omdat ons nog te diep in die natuurlike was. Ons was nog in Egiptiese toestand van ons gees, of van ons wese. Eers nou dat ons gelouter is, en Yeshua by ons was, want hy sê, ek sal tussen julle wees. Is dit nie wonderbaarlik hoe hy tussen ons is met die woorde wat hy 2000 jaar gelede gespreek het nie? Kyk net op al die groepe, vars broodjie, Gilgal groepe. Heeltyd plaas ons mense reg oor die land, stukke van Yeshua. Dan praat hy met ons. Hy's tussen ons, hy's in ons groepe, hy's hier by ons in hierdie gemeente. Mense bring gedeeltes na jou toe en sê, kyk wat staan hier, hierdie wonderlike dinge.
Ons moet ophou om te kyk na die vlees. Hierdie laaste bedeling van die dogter van Sion wat gaan veg teen die Babyloniese oormag is 'n geestelike geveg. As ons dit het, dan sal ons die dinge reg interpreteer. Nou ja, hier is nou nog 'n bevestiging. Die volgende gedigte aan Marita Nel gedikteer deur die innerlike woord, wat ook nog getoonset moet word, dis nou in 2007. Verwys ook na hierdie pilaar waar die boervolk sal vergader. Dit is ook nou in November 2007 deur ons Vader gegee. En ek kan byvoeg, en dit is nou getoonset. En ons sing hierdie liedjie as die bruidslied vir baie jare nou, al definitief vanaf die Gilgal wiel opgerig is. Maar hier is hy gegee, Dinsdag 20 November 2007 om 4 uur. Laat ons sing en ons harte tooi, met reine liefde die gaste nooi, want die bruidegom kom, hy kom haal sy blom, hy kom om af te wend haar smaad, sodat niks haar ooit weer skaad. Bring hom al die eer en loof sy naam, sing en jubel almal saam. Hy kom om sy bruid te dra, net soos sy lankal vra. My volk, my Sion rein, jy is my bruidjie klein. Ek kom as jou bruidegom, jy is my blom. In my arms gaan ek jou veilig dra, jy kan jou verlossing van my vra. Vir jou, o Sion, het ek die kruis gedra, uit jou kom voort, my Elia. Wat beteken my kind, want jy het my gevind. Ek het gebaar, my koningskind. Ons het die vorige lesing afgesluit met 2 gedeeltes in Jesaja 66 en Openbaring 12, waar 'n kind gebaar word, wat verwys na die wedergeboorte. So ons sing hierdie liedjie redelik gereeld as bruidslied, en ons het baie dankbaarheid vir Vader dat hy dit vir ons gedikteer het. Sy sluit af met, dit sê ek nou vooruit vir julle, want dit sal julle bereik, die eenwording met my, en by my pilaar sal julle, my kleine skaar, dit vir my sing. En so sing ons dit vir hom nou. Duidelik en onomwonde is die bruid, die Sionsvolk wat by sy pilaar, wat 100 jaar tevore deur oom Siener van Rensburg en generaal Koos Dellery opgerig is, en wat nou geestelik in ons eensgesinde harte is, sal vergader en hierdie nuwe lied sal sing. Dit is nog 'n lied wat die ander nie sal kan sing nie, soos wat in Openbaring 5 en 14 genoem word. Vir die eenvoudige rede, hulle ken dit nie. Dit is nooit aan hulle geopenbaar nie. So baie van die dinge wat 'n fisiese ontstaan gehad het, soos onder andere hierdie pilaar, het 'n geestelike gevolg. En dankie Yeshua dat hy dit nou vir ons in ons harte duidelik gemaak het, dat ons die geestelike innerlike betekenis nou verstaan van die oprigting van daai pilaar na die Tweede Vryheidsoorlog. Oom Siener en generaal Dellery was sentraal in die boervolk se geskiedenis basies uitgekap. Want dit is daardie generaal wat bekend staan vir die meeste oorwinnings teenoor die Engelse. Maar hoofsaaklik omdat hy geluister het na die profeet, wat direkte openbarings van Vader gekry het. En hulle het saamgewerk. Die profeet het na hom toe gekom en sê, generaal, ons moet nie vanaand trek nie. Die Engelse, ons moet net die kamp, is een voorbeeld, die Engelse sal so naby aan ons verbykom. Ons sal hulle perde se geproes hoor, maar ons moet nie nou trek nie. En dan het hulle daar vasgesit, en dan kom die Engelse net so verby. Dan weer het hy gesê, val hulle van hierdie kant af aan. Partykeer was dit heeltemal buite die militêre
reëls gewees, maar dan het Umsiner, generaal Delary geluister en dan het hulle weer die oorwinning gekry. En hulle was 'n sentrale eenheid wat Vader se goddelike hand vir ons gewys het in ons volk. Daar was baie generaals wat Umsiner van Rensburg afgelag het en gesê het, hy's belaglik. Iemand het, een van die generaals, en ek gaan nie sy naam noem nie, het vir hom gesê, jy wat so sien, jy sal nog jou gat sien. In die geskiedenisboeke staan dit opgeskryf. Maar hy het nie kwaad geword nie, hy het maar net aangegaan. En al die dinge het gebeur, net soos wat Vader dit deur hom aan die volk verkondig het. En dan is daar 'n belangrike stukkie, ek wil dit net hier insit ter afsluiting. Umsiner van Rensburg, vir onverklaarbare rede, gaan hy saam met die rebelle. Raak hy deel van die rebelle mag, wat teen generaal, is dit Botha of Smuts daai tyd? Botha, nee. Maar in elk geval teen die regering was, in 1914. Hy wat eintlik alwetend is, omdat Vader alles aan hom openbaar, het geweet dat die uiteinde van hierdie rebellie gaan nie 'n oorwinning wees nie, maar gaan tronkstraf wees of dood. Maar hy gaan saam met van die bekende boere-generaals wat geweier het om onder die Engelse te veg en teen die Duitsers te veg. En hulle beland oor die grens van die Oranje rivier op 'n plaas met die naam van Jerusalem. En Umsiner is nou alleen daar. Sy ou makker generaal Koos Delary is 'n paar maande tevore vermoor in Johannesburg. Want die klomp van die regering wat so Engelsgesind was, het geweet as generaal Delary, wat 'n volksheld was soos daar nog nooit een was nie, as hy die rebellie gaan lei, dan gaan die hele volk in opstand kom en hulle sal dit nie kan keer nie. Toe vermoor hulle hom. En ook 'n rukkie daarna vermoor hulle nog 'n bekende generaal Beyers. Hulle skiet hom in die Vaalrivier dood. Maar Umsiner is by met die kontrak wat geteken word deur generaals Manie Maritz, en ek dink generaal Jan Kemp was by, en die Duitse konsul-generaal van Suidwes-Afrika, wat 'n Duitser was. En die Duitsers gee 'n onderneming dat hulle altyd die boervolk sal beskerm as die Engelse of watter mag hulle ook sal aanval. En hulle teken die kontrak, en toe hulle die kontrak klaar geteken het, die volgende oggend in die badkamer, is dit aangeteken, sê Umsiner vir die generaals, ons het bereik wat ons voorgekom het. Draai om, gaan terug, en laat ons die gevolge dra, laat hulle ons vang. En hulle is terug, en ek dink hulle is by Appington, is hulle gevang, en baie het tronkstraf gekry. Sover ek weet is nie een tereggestel nie. Umsiner het meer as 'n jaar gesit, en hulle is toe begenadig uiteindelik. Nou wonder 'n mens, hoekom sal 'n godsman 'n sinnelose oorlog of rebellie ondersteun, as daar nie 'n dieper geestelike betekenis in was nie? En dit is vir my nou, as ek terugkyk, baie duidelik, dat die boervolk ondersteun sal word deur die Duitsers in die gees, deur die geskrifte van Jacob Lorber, Bertha Dutt, Mayenhofer en al die ander wat ons nou ontvang het. Dit is 'n vervulling van daai kontrak of ooreenkoms tussen Duitsland en die boervolk. Want al die profeseë het deur Duitsland gekom en is na die boervolk gestuur. Ek het nou die dag vir julle die Prieska situasie in die gees verduidelik. Dis net 'n ander bevestiging. Want daar is vir my geen ander verklaarbare rede nie. Daai Duitsers wat nou daar in Duitsland sit, daai klomp papperts, sal nooit hierdie volk kom help nie. Hulle is almal net so links en woke soos die res van die wêreld. So dit gaan nie oor 'n fisiese stryd nie. Hierdie is 'n stryd van die gees, nie deur krag of geweld nie. En daarom het ons die geestelike openbarings ontvang
wat ons gees tot op 'n hoogte kan bring, dat ons bo op die Sionsberg kan gaan staan en Joshua se hand kan vat en hy vir ons die oorwinning bring. En dit was instrumenteel in ons, of sal instrumenteel wees in ons uiteindelike oorwinning. Die Bybel was te veel verdraai en het te min inligting besit om dit te kon bereik vir ons. Hy moes aanvul met hierdie ander openbarings. Baie dankie.